Ok, dit is woensdag aand. Dis die 24ste dag van Junie 2026. Pynloos het ek daai datum daar by mekaar. So. Ons verbeter. Welkom vir almal wat hier is. Dis maar nog koud. Maar ek is bly julle is hier. Ons het so woensdag of 2 geskiep vanweë koue. Maar is vanaand lekker. Dis nie so koud nie. So ek is bly julle is almal hier so. Ek het vanaand 'n besonderse woord. In die woord van die Here leer ons dat ons is studente van die Bybel. Hy praat van 2 soorte studente. Hy sê ons is studente van Christus en hy sê ons is studente van die koninkryk. En dit is 'n interessante stelling op sigself. Maar as 'n student, as iemand wat homself wil instudeer en wat wil meer weet omtrent die woord en omtrent Christus en omtrent die evangelie en omtrent die woord van die Here en omtrent God, die Vader ensovoorts, is iemand wat sê, okay, maar ek gaan meer doen as net so af en toe 'n Bybelversie trek uit die koringkorrels uit. En okay, hierdie is 'n blouetjie en hy sê welgesalig is elkeen wat in die Here glo. En ek het my versie vir die dag. Nee? Om 'n student van die Bybel te wees, is daar 'n bietjie meer as dit. Dit verg dat 'n mens wil sê, ek het 'n begeerte om meer te weet omtrent die woord van die Here. Ek het meer nodig om meer te weet omtrent God die Vader. Ek het nodig om meer te weet van die Heilige Gees. Ek het nodig om meer te weet van Jesus Christus, my redder en my verlosser. En dit is basically wat my as 'n student noop om te sê, okay, maar weet jy wat? Hierdie is die onvervalste woord van God. Dit is die brood van die lewe. En nou weet ons, dit is Jesus Christus. Johannes 1 sê, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Dit is Jesus Christus. En nou weet ons die woord van die Here sê vir ons, hulle wat in Christus is nuwe skepsels. Hulle is wederbaar. So, om in Christus te wees, beteken nie net ek moet 'n verhouding met Jesus Christus as 'n individu het nie. Dit beteken ek moet 'n verhouding met die woord hê, want Christus is die lewende woord. So, ek moet ook 'n verhouding met hierdie woord hê. Ek moet in verhouding staan teenoor hierdie woord. Ek moet in verhouding staan en sê, maar ek kan in hierdie woord, in die spieël van hierdie woord, kan ek myself sien. En kan ek sien, okay, ek kort nog dinge, of okay, ek is besig om op die regte plek te kom, en ek is besig om te wandel in die geregtigheid, in die spore van geregtigheid, soos wat Dawid sê, hy sê, lei my in die spore van geregtigheid, om U naam ontwil. Nee? En die waarheid van die woord is, dit gaan oor Christus. Dit gaan oor die evangelie van Jesus Christus. En die doel waarom God mense op aarde geplaas het. Ons is nie net hier om asem te blaas en vir 'n paar jaar hier rond te hardloop nie, want dit is so kort. Ek het nou in die week toe ons gepraat het oor Tersia wat oorlede is, het ek dink dit was vir Janique wat ek gesê het. Weet jy wat? As ek van waar ek vandag is terugkyk oor my lewe, onthou ek nog wat op skool gebeur het. Ek onthou wat in die laerskool gebeur het. Dis soos 'n oogwink. Dit is asof ek my oog geknip het en boem, hier sit ek vanaand. Né? 200 jaar, 17 maande en 3 dae oud. Né? Maar gaan nog 200 jaar en 17 maande lewe, want as Job twee keer 'n vol lewe kon gehad het, dan kan die Here my ook bless met dit. Ek meen, let's face it, Moses het begin om vir God te werk toe hy 80 jaar oud was. En toe hy op 120, 'n paar keer die berg moes uithardloop om met die Here te gaan, was dit geen probleem nie. Hy het daai berg gevat soos 'n jong man, né? Kyk wat sê Caleb op 80. Hy sê ek is 80 jaar oud. Gee vir my die bergland.
Hy sê, miskien is die Here aan my kant en ek verdryf daai klomp reëse en Kaleb en daai klomp reëse so vinnig uit hulle vestingstede in die berge uitgejaag, hulle het nie geweet wat het hulle getref nie. Né? Waarom? Want weet jy wat? Ons is die uitverkorenes. Nou is daar 'n klomp mense wat kom en sê, ja, maar weet jy wat, hierdie hele Bybel praat van Israel, hierdie hele Bybel praat van Abraham en die nageslag van Abraham en die beloftes wat die Here aan die Jode gemaak het, en dit gaan oor die Jode en dit gaan oor die uitverkore volk van God wat Israel is, ensovoorts ensovoorts, en nou, dis hoekom die hele wêreld te velde trek teen Israel, want Israel dink hulle is die uitverkorenes, hulle dink nie so nie, hulle is die uitverkorenes. Mense hoef nie te dink nie, hulle is die uitverkore volk van God. Maar, daar het 'n punt gekom, en alles wat in die woord van die Here gebeur, en geskryf staan, is gedoen met 'n spesifieke doel. En die doel hoekom dit gedoen is sodat ons, ek en jy vandag, die woord van die Here kan vat, en kan sê, okay, hierdie woord is net so van toepassing op my, soos op enige iemand anderster, of het 'n Jood is, of het 'n Griek is, of het 'n Romein is, of het 'n wie dit ook al is, hierdie woord slaan deur na alle mense toe. En nou is dit interessant, jy weet, baie keer dan sê 'n mens vir jouself, en nou, jy kry nou ouens wat nou, hulle gaan tot extremes, en Niels sal my nou uitdra aan wat ek sê, jy weet, wanneer jy begin teologie bestudeer, dan kyk jy na allerlei ander geskrifte, en die apokriewe, en na die Dead Sea Scrolls, en wat. Yes, en dit gee jou 'n breër perspektief, maar hierdie woord van die Here sê vir my, hierdie is die woord van die Here. En dis deur die Heilige Gees ingegee. Hy is die outeur van hierdie Bybel. Hy is die skrywer van hierdie boek. En hy het hierdie boek geskryf. Hy het hierdie boek bymekaar gesit. Hy het dit deur die inspirasie deur mense gedoen, deur mense te inspireer en hulle te kry, om te skryf wat geskryf moet word, maar wat in hierdie Bybelboek staan, en hoe dit in hierdie Bybelboek staan, is pretty much die werk van die Heilige Gees. Né? En ons kan nou hom en haar oor vertalings en goeters wat uitgelaat is en so aan. Woord van die Here sê, hierdie is voldoende vir jou om te weet, wie is God die Vader, wie is jou Pa, wie is die hemelse Vader, wie is Jesus Christus, wie is die Heilige Gees, wie is ek in Christus. Nee, waar pas ek in hierdie woord in? Waar pas ek tussen hierdie letters in? En nou is dit interessant, ek het so vinnig die volgende vraag gevra, en dit is, hier is nou 39 boeke, 'n klomp skrywers, almal deur die Heilige Gees geïnspireer, en dit is bymekaar gesit, en ons het dit gekry as die woord, en dit is opgedeel in 2 hoofdele, die Ou Testament en die Nuwe Testament, en nou vra ek nou vir myself, nou maar, okay, wie het bepaal wat is die volgorde? Hoekom is Openbaring die laaste boek in die Bybel? Hoekom is daar 'n 400 plus jaar gap tussen Maleagi en Matteus? Dis vra wat 'n ou vir jouself vra as jy kyk na hierdie Bybel. Nee. Wie het gesê Romeine met die eerste boek wees na Handelinge? Die Heilige Gees. Die Heilige Gees het dit so geïnspireer, hy het in mense se harte gewerk. Hulle het gedink, hulle vat die briewe van Paulus en hulle kyk watter een is die langste en watter een is die kortste, en toe sê hulle, okay, kom ons sit die langste een eerste en dan sit ons die kortes later in, die kortste een is 2 Tessalonisense, hy is heeltemal aan die einde, en Romeine is die langste een, hy is 16 hoofstukke en daar word baie ingesê, soos maak kom die eerste brief in die Nuwe Testament, en dit is nou die volgorde. Maar min het hulle geweet, dit is hulle menslike redenasie, maar die Heilige Gees het gesê, maar wag 'n bietjie. You don't understand. En yes, ons don't understand. Hoekom don't understand ons? Ons don't understand, want weet jy wat? Ons maak te min van die Heilige Gees. Ons maak te min van die Heilige Gees. Weet jy wat die woord van die Here sê? Die Heilige Gees is by ons, elke oomblik van die dag. Dag of nag. Richard, as jy vanaand lê en slaap, dan is die Heilige Gees daar waar jy slaap. Want weet jy wat? Hy het sy woord gegee. Hy sal by jou bly, totdat Christus weerkom.
En dink jy die Heilige Gees gaan lieg? Dink jy hy gaan 5 minute time out en sê, okay, ek gaan nou net 'n bietjie om die blok loop en dan kom ek later terug. Okay, nou. He's ever present. Wie wat is ons probleem? Ons probleem is, ons is te min met die Gees doenig om die teenwoordigheid van die Heilige Gees te ervaar. En omdat ek nie die Heilige Gees ervaar nie, dink ek die Heilige Gees is weg. Moenie die probleem by die Heilige Gees soek nie. Die probleem lê nie by hom nie, die probleem lê by jou. Jy maak te min van die Heilige Gees, jy maak te min van Jesus Christus. Jesus Christus sê presies dieselfde ding. Matteus 28, ek dink is hier by vers 30, 31, reg aan die einde van Matteus 28, sê, dis die laaste versie by the way, hy sê die volgende, hy sê, en ek, Jesus Christus, sal by julle wees, tot aan die volëinding van die wêreld, en dan gaan hy en hy bekragtig dit deur te sê, amen, dit is so, en niemand gaan dit verander nie. So behalwe dat die Heilige Gees by ons is, omdat hy gestuur is deur die Vader, nadat Jesus gesê het, en ek sal die Vader vra om vir julle die Heilige Gees te gee, is Jesus Christus ook teenwoordig. Waar sien Johannes hom toevallig? Johannes kom en hy kry hierdie openbaring, en waar sien hy vir Jesus Christus? Tussen die 7 gemeentes. Daar wandel hy tussen die 7 kandelaare wat die 7 gemeentes in Asië verteenwoordig. Dis waar Christus hom bevind. Hoekom? Want hy is by sy kerk. En hy gaan by sy kerk wees, totdat hy weer kom. Want Jesus Christus is nie ek en jy nie. Ons kan net op een plek op 'n slag wees. Jesus Christus is God. En God is oral. En hy sê, ek staan by jou hart se deur en ek klop, en as jy oopmaak sal ek vir jou, as jy oopmaak sal ek inkom. Hy sê, en my Vader en ek sal by jou kom woning maak. En dan sê die woord van die Here vir ons op 'n ander plek, die Heilige Gees sê, of die woord van die Here sê, ons is die tempel van die Heilige Gees, so hy woon ook by ons. So die Vader, die Seun en die Heilige Gees woon in my. Maar dan gebeur daar dinge met 'n mens soos wat vandag met kraai gebeur het en maandag met my gebeur het, dan dink ek by myself, dit voel so asof ek alleen op hierdie aarde rondhardloop. Maar ek is net stupid, en ons gaan dit vanaand vir julle wys. Nou net om terug te kom na die hele ding toe oor Romeine, wat vir my interessant was van Romeine, is, Romeine is die langste brief wat Paulus geskryf het. Maar dis die mees volledigste uiteensetting en verduideliking van die evangelie van Jesus Christus wat jy in die Bybel kan kry. Nou kry jy 4 evangelies, jy kry Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Waarvan Johannes by uitstek die geestelike evangelie is, die ander 3 is meer die analitiese evangelies wat vir ons vertel van Jesus se wandel op aarde en wat hy alles gedoen het, omdat dit demonstreer wie God die Vader is. Deur sy Seun, want hy sê, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. So dit demonstreer die karakter van God, dit demonstreer die aard van God, dit demonstreer die wil van God. En nou kom Paulus, en wie's Paulus? Paulus is 'n ou wat baie slim is. Hy is so slim dat die ouens op 'n stadium in een van die evangelies vir hom sê, of in Handelinge, vir hom sê, jou groot kennis en dryf jou na waansin toe. Né? Amper laat ek hierdie ding in my waansin val. Alright, anyway. Dis wie Paulus is, en hy sê, ek is deur die Here gestuur, ek is die apostel vir die heidene. Nou hier waar ons vanaand sit, is nie een joetjie met 'n vessie nie, en nie een van hulle van ons gaan Vrydag sinagoge toe hardloop 6:00 die aand nie. Ons is die heidene. En nou kom Paulus en hy begin skryf aan die Romeine, en hy sê vir hulle, hoor hierso, kom ek net vir julle ietsie verduidelik, want by uitstek gaan Romeine oor een belangrike ding, en dit is, raak ontslaaf van julle gedagtes rondom wat in die vlees aan die gang is,
en raak geestelik. Besef dat die nuwe verbond van Christus is 'n geestelike verbond. Dis 'n geestelike verbond in sy bloed. Hy sê dit. Toe hy die nagmaal ingestel het, toe sê hy, hierdie is die nuwe verbond in my bloed. En die groot doel is, ons moet besef dat ons tydjie op aarde is so kort. Al word ons 120 jaar oud, is dit nog steeds so kort. In vergelyking met wat in die ewigheid gaan gebeur, gaan ek of vir ewig in 'n hel brand, waar ek nie graag wil wees nie. Of ek gaan vir ewig op die strate van goud saam met God bly, in sy woning, omdat ek 'n kind van God is en ek in sy huis bly, en daar vir my 'n woning is wat Christus vir my voorberei het, want hy het gesê, ek gaan hom vir julle 'n plek te berei. En as ek klaar is, kom ek julle haal om te weet waar ek is. Met wie praat hy? Hy praat met sy uitverkorenes. Hy het nie net met daai 12 gepraat nie, hy het met hulle gepraat en dan bid hy in Johannes 17 en dan sê hy, ek praat ook met hulle, ek bid ook oor hulle wat nog tot geloof sal kom deur hierdie mense. Dis ek en jy, ons is deur die woord en deur die verprediking van die woord en deur die verspreiding van die evangelie, wat deur die disippels versprei is en dat hulle uitvoering gebring het aan die opdrag dat gaan heen en maak disippels van alle nasies, het ons tot geloof in Christus gekom. Ek kan vandag hier so sit en ek kan vir myself sê, okay, ek hoef nie 'n visie op te plak nie, ek hoef nie my te besny nie, ek hoef niks van daai goeders te doen nie, gaan lees Romeine. Hy verduidelik hierdie goeders vir jou. Hoekom dink julle die Jode Christus verwerp? Wie wil raai? Hoekom het die Jode Christus verwerp? Hoekom het hulle nie dit wat hy het al daai wonderwerke gedoen. Hy het by dorpe gekom en al die siekes genees. Die woord van die Here sê hy het in die dorpe gekom en hy het al die siekes van hulle siektes genees. Soos wat hulle die siekes gebring het hulle genees. Almal van hulle. Hy het werklik waar gewys dat hy is God. En hy is werklik wie hy sê hy is. En selfs in sy dood, die dag toe hy sterf, toe sê die Romeinse soldaat waarlik, hy was die seun van God. As dit een ding met sy stelling verkeerd, dis nie was nie, dis is, want hy het nooit gesterf nie. Want daar was 'n belofte, hy sê ek lê my lewe vrywillig neer en ek neem dit weer op. Maar hy moes inkom deur die deur en hy moes uitgaan deur die deur, soos enige ander mens. Hoe het ons in die lewe ingekom? Ons is gebore uit 'n vrou. Hoe het Jesus Christus gekom? Hy is gebore uit 'n vrou. Hoe gaan ons uit? Ons sterf. Hoe het Christus uitgegaan? Hy het gesterf. Hy het net nie gesterf vanweë sy eie sonde nie, want hy het nie sonde gehad nie. Die woord van die Here sê baie duidelik, hy wat geen sonde geken het nie, het God sonde gemaak, sodat hy kon afgaan doderyk toe, en die sleutels van die duiwel kon wegvat van die dood en die doderyk en sê, ek vat dit by jou weg. En nou kan ons saam met Paulus sê, dood, waar is jou angel? Waar is dood is nie vir ons 'n issue nie, want Jesus sê, hulle wat in my glo sal lewe, al het hulle ook gesterwe. Nou oké, dis nou net 'n bietjie die agtergrond, ek het nou baie uitgewy daaroor, ek wil net vir julle sê, daar's 'n doel hoekom Romeine direk na Handelinge kom. Want Romeine verduidelik hierdie ding van die geestelike ding, en dit is die ding wat die Jode nie verstaan het nie. Onthou nou, hulle het geleef op daai stadium volgens die Mosaïekse verbond wat Moses gekry het op die berg Sinaï. En hulle het daar volgens gehandel. Hulle het daar gestaan en hulle het gesê, Deuteronomium 28, as ons alles doen wat die Here ons sê om te doen en in sy insettinge wandel en sy verordeninge nakom, dan sal alles wat ons doen suksesvol wees. Ons sal die kop wees en nie die stert nie, ensovoorts. Nou kom Paulus in Romeine en hy sê, daar's geen onderskeid tussen Jood en Griek of enigiemand anderste nie. Almal wat in Christus glo, is geestelik die nageslag van Abraham. En die beloftes van God kom ons toe. Want ons is geestelik sy uitverkorenes. Nou,
Having said that, die grootste tema van Romeine is geloof. Want ons word gered deur geloof, nie deur ons goeie werke nie. Dis wat hy vir ons in Romeine leer. Die Romeine kan jy opdeel in 2 dele. Ek wil nou nie langer oor Romeine uitwy nie, maar ek wil net nog dit sê. Romeine kan jy opdeel in 2 dele. Van hoofstuk 1 tot hoofstuk 11 sê hy vir jou, wat is geloof? Daar's net 16 hoofstukke, so die grootste gedeelte spandeer hy om vir die mense te sê, wat is geloof in Jesus Christus? En dan kom hy by die laaste paar hoofstukke, 12 tot 16, en dan sê hy vir hulle, as julle nou glo, dan sal julle so leef. En dan verduidelik hy vir hulle in hoofstuk 14 en 15, wat is heiligmaking? Hoe strewe ek na heiligmaking? Hoe lewe ek nou? Hy kom eintlik in die laaste hoofstukke, en hy sê 'n baie belangrike ding, hy sê, het geloof dan nou die wet onklaar gemaak? En sê, nee, glad nie. Dit het die wet kom bevestig. Hoe kan jy daai stelling versoen? As die Heilige Gees in jou hart woon en vir jou openbaringskennis gee en dit aan jou duidelik maak, want hy sê hy sal ons leer in al die waarheid. Hy sal ons lei in al die waarheid. Nou kom hy dan sê hy, ons geloof bekragtig eintlik die wet. Maar dis hoor wat sê die Heilige Gees? Die Heilige Gees sê, deur te lewe volgens dit wat God wil, bring die seëninge oor jou nou. Nou, hierdie kant van die draad. Nee. Nou, 'n woordjie vir kraai en vir my vir maandag. Want ek was op 'n stadium wat ek by my gedink, joe, wat kan nou vandag nou nog verkeerd gaan? Dit was 'n heerlike dag. Maar nou ja, terug ek na die punt toe. Daai moeilike dag wat ek gehad het, maak nie saak wat dit was, of dit van die duiwel af is, en of elke demoon in die hel teen my kantoor opgetrek het, of teen my opgetrek het, of wat ook al nie. Ek gee nie om wat dit was nie. Al wat ek weet is, die Heilige Gees is by my, hy's in my. Jesus is by my, hy's in my. En omdat hulle twee by my is, het God die Vader ook sy intrek by my geneem. So die magtige skepper van die hemel en aarde is by my. Toe die storm opkom op die see wat die duiwel bring om die disippels en Christus te probeer vernietig, waar was Jesus? Hy het lekker gelê en slaap op die kussing, agter in die bootjie. Hy was daar. Net soos wat hy vandag by my is, net soos wat hy vandag by haar is, net soos wat hy maandag by my was, ongeag die omstandigheid wat gekom het. Hy was daar. Die vraag is, gaan jy kyk hoeveel water jy die bootjie uit gaan kry met 'n emmertjie, of gaan jy na Jesus toe gaan en sê, maak asseblief die storm stil? Of gaan ek nou vir die Here eers sê, okay Here, ek weet nou nie of jy my storm ook gaan stil maak nie, maybe is my storm 'n ander storm. Nee, hulle het vir ons daai ding in die Bybel gesit, sodat ons kan sien, God wil ons storm toemaak. Hy sê vir hulle, waarom is julle so beangs? Het julle dan nie geloof nie? En hy staan op en hy bestraf die storm, en poeps, daar kom 'n stilte. You can hear a pin drop. Nee? En al die ouens sit met verwondering en hulle sê, wow, wat vir 'n wese, wat vir 'n man is dit hierdie, dat selfs die natuur vir hom luister. Maar dis die God wat vandag by haar was, in die bootjie, op die kussing. Die vraag is, het sy wakker gemaak? Dis die God wat maandag op my kussing was. Die vraag is, het ek hom wakker gemaak? Ek het, agterna het ek lekker gaan kla. Dis die lekkerste ding van hierdie alles, nee, is, God is my pa. Nee. En hier is die kruks van dit, is as ek regtig met my pa 'n verhouding het, nee, ek kan nou vir Reiner vra, as sy kinders 'n krisis het, wat doen hulle? Hulle sny 'n lyn na pa toe. Dad, ek het 'n probleem. En wat doen die pa? Right, kom ek los hom vir jou op. Doen ons dieselfde ding.
of is die Here iets wat verwyder van my af is? En ek is so 'n spikkeltjie deur onder 'n Boksburg, nee, wat ook so 'n spikkeltjie is, as ek kyk uit die troonkamer van die Here uit. Nou hier is die hele nuus, hier is vanaand se boodskap, daai was die agtergrond. Okay, verstaan julle my background skets? Alright, ek is bly, want hier kom die ding. Weet jy, Gerard, dat die skepper van hemel en aarde in ons taal 24 uur 'n dag aan jou dink? Weet jy dit nie? Die woord van die Here sê dit. Sy gedagtes van jou is so baie, dat dit nie kan getel word nie. Sy gedagtes is so baie, dat Jeremia sê dit is soos die sand op die strand, die korreltjie sand op die strand. Soveel is sy gedagtes oor jou. En nie net oor jou nie, oor my, oor hom, oor jou. En weet jy wat? Die vraag waaroor dit gaan vir my is die volgende, is wat maak ek daarvan? God knows who he is. But do I know who I am? Ons vraag is, hoekom vertrou ons nie die Here soos ons moet vertrou nie? Dis al wat hy wil hê. Hy sê geseënd is die mense wat op my vertrou. Moenie jou sterkte gaan soek in mense nie. Moenie gaan steun op Egipte nie. Moenie gaan steun op ander insigte nie. Hy sê vertrou my. Hy sê soek allereers my koninkryk en my geregtigheid. En alles, al hierdie goed sal ek vir jou gee. Passella, lekker. Jy hoef eers te werk daarvoor nie. Hier is dit. Soek net eers my koninkryk en my geregtigheid. Nou dis nou 'n baie goeie vraag, okay? Kom ons soek sy geregtigheid. Waar gaan ons sy geregtigheid kry? Op jou knie. Nee, wrong answer. Vingers op die knolle. Wie wil nog probeer? Hy? Nee, nog nie. Deur Christus Jesus alleen kry jy geregtigheid. Wie's ek? I am the righteousness of God. Jy is die kind van God deur Ja, Christus. maar hy sê, so that I can become the righteousness of God. Ek het geword die geregtigheid van God in Christus Jesus. Hoekom dink ek so min van myself? Hoekom kyk ek na myself en dink, okay, ek is maar bestem om swaar te kry. Ek sê nie, dit gaan alles plain sailing wees nie, inteendeel, dan gaan ek teen Christus praat. Christus sê, die woord van die Here sê vir ons, vermenigvuldig is die teëspoed van die regverdiges, maar uit al hulle, red hy hulle. Die duiwel gaan kom met sy aanslag. God gaan teenspoed toelaat. Hier is 'n woordjie vir julle, Psalm 40, vers 6, ek gaan hom eers in die nuwe vertaling lees. Here my God, U het baie wonderlike dinge gedoen. U dink altyd aan ons. Wat het ek net nou gesê? Hy dink Altyd. altyd. 24/7. Altyd is altyd. Hy dink altyd aan ons. God slaap nie. Die woord van die Here praat van God en dan sê hy slymer en slaap nooit nie. En as hy wakker is, dink hy aan jou. En hy dink aan my. En hy het die kapasiteit om dit te doen want hy's God. Hy dink altyd aan ons. Dan vers 17, laat almal bly wees wat by hom hulp soek. Jubel en bly wees oor God, oor U. Laat die wat op U hulp staat maak, altyd deur sê, die Here is groot. Hoekom? Want hy gaan hulle help. Dis soos daai kind wat na die pa toe hardloop en sê, hier is ek het 'n probleem. En die pa sê, for you I killed the bull. Nee. Nou, hoor wat sê vers 18. Dis nou Dawid wat hier uitroep, hy sê, ek is hulpeloos en arm, maar die Here dink aan my. U is my hulp en my redder, my God. Dis, wanneer skryf, kom ek vra gou 'n vraag, wanneer is Psalm 40 geskryf? Dit kom nou net by my op, wanneer is Psalm 40 geskryf?
Dit sê nie presies in die Bybel wanneer is Psalm 40 geskryf nie. Nee. Maar wanneer is hy geskryf? Na Psalm 39. Bokkie, brilliant. Psalm 40 sy eerste sinnetjie verklap dit. Wat sê Psalm 40? Ek het dit nie sê my notas nie, kom nou met my kop op. Mense, ons is mos studente. Ons is mos studente van die koninkryk. So wanneer ek 'n ding lees, moet ek vir myself sê, okay, maar wanneer, hoe, waar, met wie word gepraat? I've got to rightly divide the word of truth. Nee, hoor wat sê Psalm 40, eerste sinnetjie. Vir die koorleier. Die ou vertaling sê vir die hoofmusiekleier van Dawid, 'n psalm. Okay, wanneer was daar 'n hoofmusiekleier? Nou kan ons mos nou 'n datum daarby sit, of nou kan ons mos nou 'n tydperk daaraan koppel. Nadat Dawid sangers vir die tempel bymekaar gemaak het en mense aangestel het soos Asaf en die ander ouens wat psalms geskryf het, het hy 'n hoofmusiekleier aangestel. Die Niel van Jerusalem, né? Die musiekleier. En hy skryf hierdie psalm vir daai ou. So hy is koning in Jerusalem al op die stadium toe hy daai psalm skryf. En die woord van die Here sê, Dawid se koninkryk, Dawid as 'n koning was oneindiglik ryk. Né? Weet jy hoeveel goud en silwer praat die woord van die Here is na hom toe gebring ensovoorts. Dan praat ons nie van Salomo wat na hom gekom het nie, wat deur God nog meer gebless was nie. Dawid was geen arm koning nie. Maar wat sê Dawid in Psalm 40? Hy sê ek is arm en hulpeloos. Want weet jy wat, al daai goed beteken vir hom soveel. Want die koninkryk is wat tel. Daarom sê Dawid, Here, vat jou gees nooit van my af weg nie. Daarom sê Dawid, Here, jy is my hulp en my beskerming. Jy is my rots by wie ek skuil. Jy is my skuilplek. Ek het uitgeroep in my nood en jy het neergebuig uit jou paleis in die hemel en my aan die hand gevat en my uitgetrek uit die klei. Waar staan dit? He brought me out of the miry clay. He put my feet on the rock to stray. He put a song in my heart today. Waar staan dit? Ek quote 'n psalm. Ons het dit gesing. Ons sing nie meer daai koortjies nie, want hulle is mos nie goeie koortjies nie. Maar hulle kom uit die Bybel uit. Is goeie koortjies. Wat sê Psalm 139? Hè? Ek het hom heeltemal uitgetik. As deel van huiswerk, doen my asseblief 'n guns, hier is julle huiswerk. Gaan lees Psalm 139. Intens. Moenie dat iets julle aandag aftrek nie, sit die selfoon af. Weer vir die hoofmusiekleier. Skryf hy hierdie psalm. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voor dit by my opgekom het. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Hy het my in pag geneem. Né? Om my veilig te bewaar. Die wete oorweldig my, dit is te groot vir my om te begryp. Waarheen sal ek gaan om van U gees te ontvlug? Nee, kan julle sien waarheen gaan Dawid met hierdie dinge? Dan kom hy nou, dis nou net die eerste stukkie van die psalm. Dan sê hy gaan op na die hemel toe, die Here is daar, hy gaan na die doderyk, hy is daar, dan kom hy en dan sê hy sê ek kan nie eers in die duisternis vir U wegkruip nie, want U as die lig maak duisternis lig. So kan nie sy donker gaan wegkruip vir die Here nie. Dis nie moontlik nie. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwonderling.
Dit weet ek seker, geen been van my was vir u verborge, toe ek gevorm is nie, waar niemand dit kon sien nie, toe ek aan mekaar geweef is diep in my moederskoot. U het my al gesien, toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in u boek opgeskryf nog voordat ek gebore is. Kan jy sien, dat daar's niks van jou wat God nie ken nie. So dit is nie snaaks dat die woord van die Here vir ons sê, dat elke haar op jou hoof is getel nie. Jy weet nie eers hoeveel hare het jy nie, maar God weet. En nie een van hulle gaan uitval sonder dat dit weet nie. Die Here moes oor en oor tally hou by my, want ek het baie verloor. Maar daarom nie so baie soos ander ouens nie. Okay, ander ouens is meer gebless as ek. En nou kom hy en dan sê hy sê, as ek met al die wonderlike gedagtes wat u vir my het, o Here, moet opnoem, hoe magtig is hulle almal? As ek hulle wil opnoem, daar is meer as wat daar sand is. Gedagtes wat God oor my het, gedagtes wat God oor haar het, oor hulle het, oor julle het, is meer as wat daar sand is. En wat is die grootste ding wat die duiwel wil regkry? Hy wil hê ons moet dink, God dink glad nie aan ons nie. Ons is daar in Boksburg gelos en gelaat staan. Ons moet nou maar hier rondhardloop en ons eie ding probeer doen, en op die einde van die dag, waar gaan ons uitkom? Ons gaan nêrens uitkom nie. Okay? Nou hier is die hele ding omtrent voorspoed en teenspoed. Hoor wat sê die woord van die Here oor voorspoed en teenspoed. Prediker 7 vers 14 sê, wees bly oor die dag van voorspoed. En as daar 'n dag van teenspoed kom, sien dit so, God het die een ook die ander gegee, sodat 'n mens nie kan weet wat vir hom voorlê nie. Hoekom wil die Here nie hê ons moet weet wat vir ons voorlê nie? Want hy wil hê ons moet elke dag op hom vertrou. As ek môreoggend opstaan, is die eerste ding wat ek moet doen is, ek moet na die Here toe gaan en sê, Here, wees vandag saam met my. Dankie dat jy saam met my is, en dat jy saam met my gaan wees. Jy sien, as ek bid en sê, Here, as ons vandag ry, stuur die engel om ons op te pas. Dit is 'n baie mooi gebed om te bid, maar die engele is klaar opdrag gegee om dit te doen nog voordat ek het gevra het. Want hy het net nou gesê, nog voordat 'n gedagte by my uitkom, weet die Here klaar wat dit is, en voordat 'n woord op my tong gevorm het, weet hy wat ek gaan sê. Né? En nou sê hy, as julle my naam bely op aarde voor mense, dan sal ek julle naam bely voor die engele en voor my Vader. So wanneer gaan hy vir die engele sê om jou op te pas? Nog voordat jy dit gevra het. Né? Hoekom? Want God is nie in ons diens nie. God doen omdat hy goed is. As dit nie met jou goed gaan nie, is God nog nie klaar met sy werk nie. Dis so simpel as wat dit is. As dinge met my sleg gaan op hierdie stadium, dan is die Here nog aan die werk, dan is ek nog saam met hom op pad na die voorspoede wat hy vir my gedagte het. Want wat sê Jeremia 29 vers 11? Hy sê, is vers 11, né? Ja, is vers 11. Hy sê, ek weet wat my gedagtes van julle vir julle is, gedagtes van voorspoed, nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n hoopvolle toekoms gee. Nou, as ek nou wil daarby aansluit, waarheen gaan ek hardloop? Ek gaan na Romeine toe hardloop. Dis hoekom ek net van Romeine gepraat het. Want Romeine verduidelik vir jou waaroor die evangelie van Christus gaan. Waaroor gaan die evangelie van Christus? Wat sê die Here Jesus Christus in Johannes 10? Hy sê, ek het gekom. Jesus het gekom in die volmaaktheid van tyd, in die wil van God, het hy gekom om die mensdom met God te versoen, om terug te kom by die geestelike kant van sake, sodat die sonde nie meer oor ons kan heers nie.
En daarom word ek nie gered van my sonde omdat ek in 'n wet glo of 'n wet nakom of wettiese voorskrifte nakom nie. Ek word vrygekoop deur die bloed van Jesus Christus en as ek in Christus is my sonde vergewe en weggewas. Gunners. Question is, am I in Christ? Is ek in Christus en Christus in my? Jesus Christus bid dit, net voordat die Heilige Gees uitgestort word. Hy sê, Here, ek bid dat hulle met my een sal wees, soos wat ek en u met mekaar een is. Dis waaroor dit gaan. Hy sê, ek het gekom sodat julle lewe en dit in oorvloed kan hê. I have come so that you might have life and that more abundantly. So as ek nog nie in abundance leef nie, dan is ek nog op pad saam met Christus. Want dan is hy nie klaar nie. Want dis God se wil dit met my goed gaan. Nou hier is die ding. Ons is die uitverkorenes van God. So al die beloftes wat gemaak is vir die disippels en vir die volk van God is ons in Christus Jesus. Ek het nou heeltemal van die kronologie van my notas afgewyk, maar ek wil net vir julle sê, dis alles in die notas, ek gaan vir julle die notas gee. Hoor wat sê hy hierso? Hy sê die volgende, hy sê, al die beloftes is in Christus ja en amen. Waar staan dit? Wie gaan 'n goeie raaiskoot vat? Waar staan dit? In Romeine. Ek het nou net vir julle gesê, Romeine. Romeine verduidelik al hierdie goeters. Julle moet Romeine gaan bestudeer. Julle huiswerk is Romeine. Romeine moet gelees word. OK. Dit is wat dit so interessant maak. Dit staan in Romeine. Nou goed, om terug te kom na die punte, want ek wil my landingswiele uitkry. Ek wil nie meer verder in my na nie. Ek wil net by 'n punt uitkom. Jesus Christus en God die Vader en God die Heilige Gees wat een is by my, by jou 24 ure 'n dag, want ons is sy uitverkorenes. En as 'n storm kom, maak hom wakker. Sê Here, nie gee omdat ons vergaan nie. Hoekom ongeloof? Ons weet mos waarin ons glo. Ons glo in God wat die storm stil maak. Hy sê ek maak die storm stil. So Here, kom asseblief en kom maak hierdie storm stil. Ek kan nie, maar u kan. Want ek glo dat die ene wat op die water loop en die ene wat my deur sy bloed gered het en die ene wat my vrygekoop het van die sonde en die een wat opgestaan het uit die dood uit en op die oomblik aan die regterhand van God die Vader sit geestelik in die hemel. Hy wat vir my intree met elke dag, hy wat my middelaar is, wat elke dag vir my intree, hy is by my. As die storm kom, kan ek vir hom sê, Here, maak hierdie storm stil. Maak hierdie storm stil. Al wat ek moet doen is, ek moet sorg dat ek my kant van die bargain hou, en dit is, ek moet in Christus wees. Here, maak my een met Jesus Christus, asseblief. Ek het hom gevolg deur die doopwater, ek het met hom een geword deur die water, deur die doop, in sy dood, en nou lewe ek in 'n nuwe lewe in Christus. En hulle wat in Christus is 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Ek het nie meer 'n geskiedenis nie. Paulus skryf in Romeine, hy sê, wie gaan ons beskuldig? Hy sê, wie kan 'n beskuldiging teen ons inbring? As God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy sê, wie kan 'n beskuldiging teen my inbring? As God my vrygemaak het. Gaan lees Romeine. Dis 'n amazing boek as jy hom nou lees in konteks van, maar hy verduidelik vir jou wat in Markus en Matteus en in Lukas en in Johannes staan. Dit word in Romeine vir ons verduidelik. En hy verduidelik vir jou baie mooi
dat dit gaan oor die geestesaspekte, dit gaan oor die geesteswêreld. Dit gaan daaroor dat ek moet met Christus een wees. En dan sê hy, deur te glo, dis die eerste 11 boeke, sê hy, dis wat geloof in Jesus Christus beteken. En dan sê hy in daai, ons is meer as oorwinnaars. Glo ek dat ek meer as oorwinnaar is? Of loos ek maar die battle so langs die pad, en dan gaan lek ek my wonde, en dan kom ek maar terug, en dan sê ek, Here, okay, ek het nou 'n bietjie geslip. Mense, ek sê vir jou, die duiwel kan met aanslag kom soveel as wat hy wil. Hy kan die dag so onmoontlik probeer maak, as wat hy dit maandag van my geprobeer maak het. Weet wat? Ek is nog victorious in Christ. Want weet jy wat, daai omstandighede maak my geloof in Jesus Christus net meer onwrikbaar vas. Dit versê net vir my, die duiwel is nie happy met my nie, want my lewe met God is in die regte verhouding met mekaar. Jy weet, Daniel het nie toe hulle hom daar oor die kant wil gegooi het binne in die leeukuil gesê, hey ouens, tel time out. En toe val hy op sy knie en hy smeek vir genade en hy sê, Here, asseblief, jy moet iets doen, laat daai leeu's tog net asseblief almal slaap as ek onderaan kom nie. Nee. Hy het geweet, my verhouding met God is reg. Toe hy daar onderkant land en die koning die volgende oggend nog voordat die son opkom daarna toe hardloop en sê, Daniel, was jou God in staat om jou te red? Toe sê hy, koning, mag jy lank lewe, my God het hierdie leeu se bekke gesluit lank voordat ek hierdie grond getref het. Daai bekke is vinnig weer oopgesluit toe daai ouens het hom ingegooi is, want daai leeu het hulle verskeer nog voordat hulle die grond getref het. Dis God. Dis hoe hy met sy uitverkorenes werk. Dis hoe hy vir ons sê, luister, ek is by jou. Al gaan dit met jou sleg. Al is jy vandag in daai moeilike teëspoeddag. Ek het daai dag ook na jou pad langs gekom, sodat ek daardeur nie net jou geloof versterk nie, maar vir jou kan wys, dat ek is daar vir jou. As jy na my roep in my nood, sal ek jou hoor, en ek sal jou aanhoor, en ek sal jou red. En as jy gaan kyk na die ander psalms wat Dawid skryf, dan kan jy sien, dis wat hy propageer in sy psalms, want hy het 'n pad met die Heilige Gees gestap, hierdie ou. Nee? En hier is die volgende ding. Gaan gou vinnige handjie hierso op. Nog 'n vraagie. Wie van julle het nie swakhede nie? Okay? Niemand wil daai ene waag nie. Nee, nie een van ons is perfek nie, ons het almal swakhede. Almal van ons het gebreke. Nee? Die kamera wil hom nie eers herken nie, want hy moet eers sy baard gaan skeer. Net byvoorbeeld. Jy weet, wie sê dis 'n swakheid? Dis nie 'n swakheid nie, maar God ken ons swakhede. God weet waar jou swakheid lê. God weet presies wat jou tekortkominge is, want hy het jou aan mekaar gesit. En nou kom hy en dan sê hy in Romeine, Who could have guessed? In Romeine sê hy, en hy, deur die Heilige Gees, kom ons swakhede tegemoet. Hoekom het Jesus gesê, dis voordelig dat ek weggaan, want dan stuur ek vir julle die Heilige Gees? Want hy gaan ons swakhede tegemoet kom. Hy ken my swakheid, God ken my swakheid, God weet waar my tekortkominge lê. En hy sê, hy gaan nie toelaat. Laat een duiweltjie uit die hel uit, my gaan meer versoek as wat my krag my gaan toelaat nie. Hy sê, ons sal nie bo ons kragte versoek word nie. God ken my swakhede. En die Heilige Gees staan vir my pa. Daai sinnetjie, ek wens julle kan, ek het nou, miskien moes ek nou op hierdie laaste stadium begin leer het om 'n pastoor te word. Dan kan ek ook Grieks en Hebreëus so goed geken het soos hierdie manne.
Maar dit is vir my nou nogal opwindend om na hierdie tale te gaan kyk en te sien wat is die betekenis van hierdie goeders wat ons lees. Weet jy wat sê daai versie van en die Heilige Gees kom ons swakhede tegemoet? Wie beteken dit? Dit beteken hy kom letterlik en hy kom vat jou las en hy lig hom van jou af. En hy sê ek sal hom vir jou help dra. Ek gaan saam met jou hierdie ding teenstaan. Ek gaan hierdie ding saam met jou beklei. Want jy het nie die krag nie, maar ek het. Dis presies wat daai skrifgie vir ons eintlik verduidelik. Nou laat ek nou vir jou vertel, ons hele probleem is ons luister te maklik vir die duiwel. Ons luister vir stemme en dan dink ons miskien dit is die Here se stem of dit is iemand wat met my praat. Ek luister nou die dag na 'n pastoor toe sê ja, ons het almal 'n engel in die hemel. En daai engel bring ons gebede voor die Here en gooi dit in daai goue erdekruik waarvan Openbaring praat en ek het nie 'n engel in die hemel nie. Ek het die ene wat die engele gemaak het in die hemel. Die direkte link. I don't phone via. Ek het soos daai liedjie van 'n Jimmy Swaggart, né? Hy het 'n oop lyn hemel toe. En dis waaroor dit gaan. Ek kan enige tyd na God my pa toe gaan en vir hom sê, ek verstaan nie mooi nie. Hierdie week het 'n besondere snaakse ding met my gebeur, ek gaan hiermee afsny. En dis nou net by wyse van getuienis. Elke keer as ek by daai kamertjie instap in die oggend vroeg en ek gaan sak op my knie neer, dan praat die Here met my aktueel oor dit wat aan die gang is. Uit die woord uit. Dat ek die Bybel oopmaak by dit en hom voor my neersit terwyl ek bid en sê, Here, jy het klaar geantwoord nog voordat ek gebid het. Dan maak ek daai Bybeltjie oop daar by daai versie en dan sê ek, Here, baie dankie dat jy klaar met my gepraat het uit jou woord uit. Dankie dat jy vir my sê, waaroor wil jy bekommerd wees? Werp al jou bekommernisse op my, ek sorg vir jou. Nee? Ek het stres gekry dat ek hierdie vlekke in my gesig gekry het van die stres. Totdat ek agtergekom het met die Here sê vir my, hoekom stres jy? Hoekom wil jy nie merke in jou gesig hê? Nou sien ek hulle sodat ek kan besef, ek moenie stres nie. Want hulle is lankal gesond, die brand is lankal weg, alles is gone. Maar ek sien hulle nog, want ek dink die Here wil net vir my sê, hey, ek wil jou net so bietjie vir 'n paar dae herinner. Don't do it ever again. Ek het vir jou gesê, werp jou bekommernisse op my. Ek sorg vir jou. Either I believe it, or I don't. En dis hoekom Romeine se eerste 11 hoofstukke vir ons wat leer? Wat leer die eerste 11 hoofstukke ons? Wat is geloof? Wat is geloof in Jesus Christus? En wat beteken dit vir my? En wat het ek daardeur gekry? Ek het daardeur die ewige lewe gekry. Verniet, as 'n geskenk. Hy sê dit in Romeine. Hy sê, it's a gift from God. Dis 'n geskenk van God af. My goeie werke en my verdienste kan niks daar bydra nie. Hy het dit vir my gegee, sodat as ek in Christus glo en ek in Christus is al sy beloftes wat hy gemaak het, myne. Hier is een. Jy is die kop, nie die stert nie. Jy gaan op, jy gaan nie af nie. Either I believe it or I don't. As ek dit nie glo nie, dan moet ek maar die stert gaan wees. Dan kan die hond my maar waai soos wat hy wil, want ek is die stert. Maar as ek die kop is ek die kop. En ek is die kop. Want hy sê, ek is sy uitverkorene. En as ek in sy woord wandel, en ek hierdie woord my deel gemaak het, en ek sê, ek wandel volgens die gebooie van Jesus Christus, wat vir my gesê het, weet jy wat? Ek gee vir jou een gebod. Julle moet mekaar lief hê. Praat nie met julle twee nie. Julle moet mekaar lief hê. Want in liefde, deur mekaar lief te hê, hy sê, die twee gebooie, julle moet die Here julle God lief hê met julle hele hart en julle hele siel en met julle hele verstand. Hy sê, en julle naaste soos Jesus, en dan sê Jesus Christus met sy eie mond,
Aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete, hang die hele Ou Testament. Die hele Ou Testament, hy eindig by Maleagi, 'n profeet, en hy begin by die wette van Moses. En van Genesis tot by Maleagi, hang aan die liefde wat daar in Christus vir ons is. Wat sê hy? Hy sê, nou weet ek, en waar staan dit? In Romeine. Hy sê, nou weet ek dit, dat geen hoogte, geen lengte, geen breedte, geen diepte, geen engel of bose mag, of wat ook al, kan my skei van die liefde van God in Christus nie. Dis wat Romeine sê oor die evangelies. Dat is ook 'n liedjie van dit daai nog. Ja, maar het julle vanaand se prentjie? Dit kan met ons hoe bad gaan. En weet jy wat, ek het vandag in my kantoor ingestap en ek het op 'n stadium, toe ek in my kantoor instap, het ek 'n ding kliphard gesê. En ek het gesê, mense. Eso, mense. Is moeilike goed. Mense is instrumente baie keer in die hande van die duiwel. Ander mense is instrumente in die hande van die Here. Ander is sommer net glad nie eers instrumente nie, hulle is te sleg om instrumente te wees. Maar mense materiaal is, dis, weet jy wat, dis hoekom die woord van die Here 2 vergelykings trek. Hy kom in die gelykenis van die onkruid en dan sê hy, en daar's koring gesaai, en dan sê hy, dit is die mense van die koninkryk. Dis die kinders van die Here. En dan kom hy en dan sê hy, en dan kom die vyand en hy saai onkruid in die nag. En dan sê hy, dit is mense van die koninkryk van die duisternis. So daar is mense wat hier rondhardloop, wat gesandte van die duiwel is. Jesus Christus praat met die mense in die sinagoge en hy sê, julle is nie kinders van die Here nie, julle is kinders van die duiwel. Hy het nie doekies omgedraai nie. Die punt is, mense is instrumente. En daarom, 'n mens moet bedag wees op wie jy toelaat om in jou binnekring te kom. Want dis wat jou gaan beïnvloed. Nee? Bid en sê, Here, gee my 'n gees van onderskeiding. Want my gees getuig saam met jou gees, ons is kinders van God. So as ek onderskeiding van die Heilige Gees het, dan onderskei ek my Jesu. Hier is 'n aanklanking tussen my gees en jou gees, dat ons kinders van die lewende God is. En dan is dit so maklik om jou mekaar lief te hê. Want ons is almal kinders van die Here. Alle mense is nie kinders van die Here nie. Ek het dit net gesê. Al die mense is ongelukkig nie kinders van die Here nie. Daar's baie van hulle wat definitief nie is nie. En daaroor hoef ons nie eers te twyfel nie. Jesus Christus maak die onderskeid en hy sê daar's 'n baie smal pad en daar's 'n baie breë pad. Hy ongelukkig die ouens wat op die breë pad is. Not the children of God. Wie is die kinders van God? Hulle wat deur die Gees van die Here gelei word. So ek het 'n baie blye boodskap vir julle vanaand en dit is my afsluiting, derde afsluiting, tweede afsluiting. En dit is, weet jy wat? Die Heilige Gees kom by swakhede tegemoet. En as ek nie hom hoor, as hy met my praat nie, is dit nie sy skuld nie. Want hy is daar. Die woord van die Here sê hy is daar. En elke belofte in hierdie woord is in Christus, ja en amen. Die Heilige Gees is vir ons gegee as 'n belofte. Hy sê, ek stuur vir julle die belofte, naamlik die trooster, en as hy kom, sal hy julle leer en lei in al die waarheid. En hy is 'n belofte wat gegee is aan die uitverkorenes van God, en as ek in Christus is ek 'n uitverkorene, en dan is die Heilige Gees vir my gegee, om saam met my te wandel, by my te wees.
En dis hoekom die woord van die Here vir ons baie duidelik waarsku. Hy sê moenie die gees van die Here bedroef nie. Moenie nou as prins gaan droog maak dat die Heilige Gees elke kort moet sê, "Ai, ek het nog baie werk aan hierdie ou." Gelukkig, hy werk nog steeds aan ons met groot geduld. So ek het goeie nuus vir julle. Ons het nie nodig om die pak slaaf wat die duiwel vir ons elke kort wil gee te vat en te koop nie. Kom ons besef dat as ons 'n dag het wat moeilik is, het die Here daai dag ook ons pad langs gebring sodat ons kan weet dat weet jy wat, ek moet net harder en meer en nog meer vasberade op hom vertrou. Hy gaan my deurdra, hy gaan my vat, hy gaan my van hoogte tot hoogte vat. Hy sê dit. Hy sê jy sal groot vrug dra as jy in my bly. Dan sal jy vrug dra. Kyk, het julle ietsie geleer? Het dit vir julle iets beteken? Ja. Daar's net een woord wat ek vir julle het. Romeine. Okay, kom ons sluit af.